hierdie genade, mag die grootheid van die Here om elkeen wees. Mag U engele aangaan, hulle bevel gee om hulle te beskerm waar hulle ook al gaan, Here. En ek bid dat daar 'n besonderse teenwoordigheid van die Heilige Gees by elkeen en om elkeen sal wees. Die seën van die Here in Jesus naam oor en by en om elkeen vandag hier in Jesus wondernaam. Amen. Prys die Here, baie dankie. Kyk, die sit by geneem. Baie lekker saam gesin. Is altyd so wonderlik as beleef kyk so dat die engele saam met ons die Here aanbid. Amen. Is hy se werk om aanbid te word en werk om geprys te word. Nou ons gaan 'n baba aan die Here toewy vanoggend en ek wil net so een of twee skrifte wil aanhaal voordat ek die babatjie gaan seën toewy aan die Here en voordat Bertus en sy tyd op staan, ek wil eers net nog en julle nou nog oproep, maar ek wil net gou so een of twee skrifte gou vir julle aanhaal en dan gaan ons die baba aan die Here toewy. Matteus 19 vers 13 tot 15 sê, toe bring hulle die kindertjies na hom, dat hy die hande sou oplê en bid. En die disippels het hulle bestraf, maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Wat Jesus doen, disippels sê, die kindertjies pla, Jesus sê, nee, bring hulle vir my, en hy het hulle geseën, sê die Bybel, hy het hulle in sy hande op hulle gelei, hulle geseën, en toe het hy weer aangaan. Psalm 127:3, dis vir die ouers, ek wil dit graag vir hulle sê, kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here, hulle kom direk uit die Here se hand. Nou ouers, ek wil net gou dit sê, dat dis in die skrif, as jy sukkel met kind groot maak, as jy sukkel om hulle groot te kry, as al die pyne van kind groot word gebeur, dan voel dit altyd vir my, jy kan hierdie skrif vir die Here sê, Here, dis 'n geskenk uit U hand uit, terwyl ek hom groot maak, is U die een wat my help daarmee, is U die een wat my krag gee, is U die een, want hulle kom direk van die Here. Miskien kan ek dit net weer vir ons almal ook sê hier, en dit klink nou baie ernstig, maar daar is eintlik 'n baie besonderse rustigheid oor dit as dit by jou kinders kom, en dit is, my kinders is nie my eiendom nie. Dit is 'n geskenk van die Here. God gee dit vir ons, wanneer hy dit skenk aan ons kinders, en die Here sê, dis 'n seën, maar hoor mooi, dit is nog steeds God se eiendom. So ek het 'n verantwoordelikheid met God se eiendom. Kan ek dit so sê? So as ouers het ek hierdie verantwoordelikheid voor 'n lewende God met hierdie kind wat hy my geskenk het uit sy en die kwaai deel, die preekdeel is, dis God se eiendom. Die mooi rondom dit, die genade rondom dit is, ek kan regtig as dit moeilik gaan, of ek sukkel, of hy siek, of ek sukkel, of sy siek, of wat ook al, kan ek na die Here toe gaan en sê, Here, dis mos ook U kind hier, wil U my nie help, wil U nie gesond maak, wil U nie seën, wil U nie my kinders aanraak nie, prys die Here daarvoor net. So dit is saam 'n geskenk uit die hand van die Here, maar God bly die eiendom van dit alles. Kan ek jou herinner net, dat kinders vir die Here baie belangrik is. Matteus 8:10-5, as julle nie verander, eintlik wat daar gebeur is, die disippels kom, mense kom en sê vir hom, Here, wie is die belangrikste in die koninkryk? Wie sou U sê? En die Bybel sê, Jesus bring 'n kindjie by hulle staan en sê, as julle nie word soos hierdie kind, as julle nie word soos hierdie kind nie, sal julle nooit in die koninkryk van God ingaan. So kinders is vir die Here baie, baie belangrik. En onthou dit, ouers, wat kinders al reeds het, ook julle wat al groot kinders het, ouer kinders het, wat ook al kinders het, is alles die eiendom van die Here.
Ons almal, alles en ons almal behoort aan die Here. Amen. Ons kies nie altyd almal Jesus nie. Ons kies ons eie dinge, ons het ons eie vrye wil gehad, maar alles behoort aan die Here. En daarom kan ek met alles na die Here toe gaan en vir hom hulp vra. Bertha Chantay, wil julle nie gou hier voor kom staan nie, sommer net hier voor by my kom staan, en ons gaan die babatjie toewy aan die Here, klein Janke. Ek het nou self so, ek kan eers net sample, eers net goed voor my, en ek het nou omdraai, en vind jy net is vir my, sorry Bert, ek net is vir my, ek het nou self so, ek het terug op geloof, ek wil hy klein op, dis lekker om hulle te vat, dis die lekkerste ding in die bediening, dis my baba en dis heel want die hulle behoort aan die koninkryk van God. So ek wil gou net vir julle die volgende sê, wanneer ons se babatjie, wanneer ons Janke van toewy is, Janke mense, van toewy aan die Here, wat ons sê is, hulle is, sy behoort aan die Here, sy baie aan die Here toe, sê, Here, kom help haar, kom ondersteun haar, kom wees saam. Dus kom ook en sê, dankie Here vir die kind, dankie vir hierdie dogtertjie, en ons erken dat sy aan die Here behoort. Dis wat ons kom, dis wat gemeente saam met julle kom en doen, en nou is die een wat julle moet hoor, julle verbind julle daaraan, om vir haar in die weer van Christus groot te maak. Dis die verantwoordelikheid. Ek wil dit net sê, miskien is dit die vraag eendag vir ouers oor hulle kinders. Nie net het julle gesorg vir hulle nie, het julle mooi gekyk na nie, het julle beskerm, al daardie dinge nie, maar het julle haar vertel van Jesus Christus? Kom sy by tye sien dat pa en ma lees sy Bybel waar sy by is. Pa en ma bid saam, hoor. Amen. Ja, sy bid sien. Ja, prijs die Here. Christus, of sy sê, amen, amen, halleluja. Prijs die Here. So dis wat hulle sê, dis wat die baba, en dit gaan miskien die grootste vraag van alle vrae wees is, het julle vraag gewees, het julle haar gewys is Jesus Christus. Is Jesus Christus. Spreuke 22:6, leer 'n kind in die werk van die Here, en wanneer hy goed geword, sal hy nie daarvan afwyk. Ons sal haar sien, ons sal haar vir die Here bring, ons sal vra, Here beskerm haar, hou haar vas, bewaar haar, en die dag as sy tussen reg en verkeerd kan onderskei, en sy eie vrye wil het om te kies, dat sy Christus kies. Maar dit het sy by die ouers gesê. En dan by oupas en oumas ook gesê. Ek sê, dis ook ek van die oupa werk. Bid maar oor die klein, hoe vas die klein, seën die klein, dis deel daarvan. Nou wonder ek sal ek vir, dan ek my vasthou. Weer dat vasthou. En ek kan ons so omdraai. Kyk soms so vir gemeente. Ag, dis dan baie oorleef. So. Ek gaan nou oor haar bid. Soms so die teenwoordigheid van die Here sit 'n babatjie vas, en Vader seën haar. Seën haar. Seën haar in Jesus naam. Soms aan die teenwoordigheid van die Here nou hier. Ja. Weet jy, as ek dit beleef, Jesus is baie lief vir kindertjies. Sjoe. Hy sommer net hier. Hy sommer net hier. Hy sommer net hier as jy met 'n kind vir 'n kind bid en oor 'n kind vra. Wil jy nie hande uitsteek terwyl ons haar seën? Vader, in die naam van Jesus bid ek nou vir Janke. Ek bid dat U haar sal vashou, bid dat U haar sal beskerm, bid dat U haar sal bewaar. Ek wil bid dat die seën van die lewende God op hierdie dogtertjie sal wees en haar pad vorentoe sal wees volgens God se plan en wil vir haar lewe. Ons bring haar voor U. Ons wy haar toe aan die koning van die konings saam met die ouers vandag, Here, en ons seën haar. Ons seën Janke in die naam van die Vader,
die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En ek bid dat die dag wanneer sy kan onderskei tussen reg en verkeerd, dat sy gesien het, alreeds weet wie Jesus is, en dat sy vir Jesus sal kies volgens haar eie wil. Daardie Seun bid ons nou op haar. Hou haar gesond, hou haar vas, beskerm haar. In die naam van die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. En meneer, ek wil net so omdraai na my toe. Ek wil so vra, Ronnie vra, so jy voor die toekomst gou by die ouers opbly. Net die seun die ouers vra. Vryk, jy ook so, Vryk, kom staan so in die saam. Dan is die Here vra dat jy ook die ouers sien. Jesus. Vader, ek bring hierdie twee ouers voor. Dankie vir die mooi geskenk wat jy gegee het. Ek bid ter eenheid oor hulle saam met hulle in Jesus naam. En ek bid dat dit wat jy bedoel het met hulle as ouers en hierdie klein dogtertjie, dat dit so sal wees in die dae wat kom. En ek wil bid, Here, dat hulle lewe saam met hierdie dogtertjie sal uitstaan as 'n getuienis tot die lewende God en wie U is. Dankie, Vader, dat ek hulle altyd voor U kan bring, dat ek verwerp is en sal ek voor U kan bring en vra, Vader, wees naby hulle, werk in hulle, praat in hulle harte, maar bo alles bring hulle mooi eenheid voor U by mekaar. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Baie dankie julle. Jy is geseën in Jesus naam en ek vir julle gees op. Amen. Prys die Here. So, sy nou baie besonder saam gepraat. Die seën van die Here was sommer net so omhaal. Dit weer vir julle sê, weet julle, die Here is baie lief vir kinders. Bid baie vir kinders, seën kindertjies. Dit is baie erg. Ek wil graag vanmôre kort, en ek gaan regtig nie lank wees die tyd het aangestap, maar ek wil graag vir jou vanmôre net in kort, en dit is wat ek aan die begin gebid het en gevra het, wil ek baie graag dat jy iets verstaan oor die seën van die Here. Ek sê weer, ek gaan nie baie lang wees, of gaan nie lang uitgerekte preek wees waar jy gaan graag nie. Ek wil jou graag net kort vertel wat die Bybel sê, wat is die seën van die Here, en dan weer eens die seën, soos dit die heel diens oor gebid het, ook oor jou bid, en dat jy daarin sal wandel. Nou die grootste geseënde van alle tye is Jesus Christus, nee. Ken daardie skrif, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus Christus, die geseënde van God, die geseënde van alle tye, die geseënde wat in Kersfeestyd of Christusfeestyd waarin ons nou is, na die aarde toe gekom het om mens word het, om te kom sterf vir mense se sonde. Kan ek net iets oor dit sê? Dit gaan nooit anders gestel kan word. Dit is vas volgens God se woord wat Jesus kom doen. En hoe dan ook al in die tye waarin ons leef, of dit nou leerstellings of dogmas of wat ook al is, wat dit anders te probeer sê of wat rigting, dit gaan nie verander nie, want so lief het God die wêreld gehad dat hy vir Jesus Christus gestuur het, wat ook God is. Hy was dieselfde, hy was ook God, sê die woord van die Here, te kom sterf, sodat almal gered kan word, niemand verlore kan gaan. Ek herhaal en ek herinner dit weer vir jou, kom alles van die Here. Nou sê Jeremia 17:7, dit daai skrif is opgeleer met dit mooi, hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou
en wie se vertroue die Here is. Ek moet jou net kort by jou los wat dit beteken om te sê ek is 'n geseënde van die Here. Nou dadelik is ons dit sê, miskien in die lyn van wat ons rondom ons sien, sal ons sê, maar okay, as ek baie besittings het, as ek baie geld het, as ek baie van die tydelike het, miskien in my geval dalk is my gemeente vol mense is, dan is dit 'n geseënde pastoor, of baie geld, dan is jy geseënd. Nou in 'n mate kan jy dit so dalk in een rigting ook so sê, want dit lyk dan ons nou so seën, dit lyk, en dit is so in die Ou Testament het God regtig, dink maar aan Abraham, dink maar hoe hy mense werklik geseën het, ver bo wat hulle kan gehou het of kon hanteer het. Is nog steeds die God wat seën ver bo wat ons kan dink of wonder, sê sy woord. Die woord seën, die woord blessing, gaan baie dieper en verder, as net om te sê ek is geseën, en nou besit ek al hierdie dinge. En kan ek net goed dit weer vir jou herinner dan? Miskien net herinner, woord van die Here sê, sy geregtigheid gaan op oor die regverdige en die onregverdige. So ons God seën regverdiges wat hom volg, wat hom glo, wat hom dien, maar hy seën ook die onregverdiges. So, ons sê so baie, die spreekwoord oor die jaar, ons baie goeie jaar, daar dien nie die Here nie, maar die duiwel seën. Luister gou mooi, ons God, die Bybel sê die son van die Here, sy gereg gaan oor die onregverdiges en die regverdiges. Hy seën wie hy wil seën, wanneer hy seën. So wees versigtig om miskien hierdie mindset te hê, of dit te bedink dat wanneer ek baie van die tydelik het, die beste besit, die meeste het, al hierdie dinge het, die grootste het, die modernste het, wees versigtig om dan te dink, maar nou is ek net 'n geseënde van die Here. Jy kan geseënd wees en nie eers vir God kies. Jy kan geseënd wees en nie eers die pad in Christus loop. Jy kan geseënd wees met alles wat tydelik is en wat die Bybel sê in elk geval aan die verbygaan is en totaal in al die ewige lewe mis. En geseënd bly. Maar die seën van God werk op 'n ander vlak. Net gou hierdie twee bekende woorde uit die Ou en Nuwe Testament. Die Ou Testament is die woordjie, 'n seën is barak, dit beteken om te kniel, om te loof en om guns te bewys. So dit het baie gegaan, hoor maar Genesis 1:28 sê, en God het hulle geseën, en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou daai seën oor die mense nogal nie meer gesukkel. Want daardie seën die mens vermeerder. Maar dis in daai lyn wat barak gebruik word. In die Ou Testament was die seën dikwels verband met voorspoed, geluk, voortvloei uit die lewe en as dit in lyn met God se wil was dat hy regtig op seën kom, barak. In die Nuwe Testament gebruik hy twee woordjies, eulogio en makarios. Dis 'n mooi woordjie. Die makarios sou jy al gehoor. En ek wil net goed dit sê, die eerste woordjie, moeilik om uit te spreek, was om seën te spreek oor iemand. Soos ons vandag seën gespreek het oor die baba, of ek spreek seën oor my huwelik, of ek spreek seën oor iemand, of ek spreek seën oor my verhouding, my hierdie, is daardie woordjie in die Nuwe Testament, maar die of Jesus het iets gevat, Bybel sê die 5 brode gevat, die 2 visse geneem, hy het opgekyk en hy het dit geseën, en toe vermeerder dit gee 5.000 mense plus kos. Dis daardie seën. En nou sê die ander woordjie wat van toepassing is, wat dieper gaan as net my goed wat ek besit. Dis die woordjie makarios. Daardie woordjie beteken seën, dis die woordjie wat beteken gelukkig, salig of voorspoedig. Jesus sou die saligsprekings uitnoem en dan sê, salig, dis makarios, is die armes van gees, want aan hulle word die koninkryk van die hemel. Kan ek weer sê, die seën van die Here het ek en jy nodig op ons lewe. Hoor mooi, ons het hier die seën van God nodig. Die seën in die eerste, dat hy sy hand kom uitstrek het na my toe. En
en kom vra, wil jy nie maar vir my kies nie? Wil jy nie maar Jesus volg nie? Wil jy nie maar die ewige lewe kom nie? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee en vrede gee. Die uitnodiging van 'n lewende God, wat na 'n mens kom en sê, ek wil jou help, maar jy moet dit kies. Bring dit net gou weer in, en jy het dit seker al heel wat keer gehoor, maar ek herinner jy net, hoekom het God ons nie net gedwing om hom te volg? Want liefde, ware liefde, kom net uit vrye wil. So God kom nou sê, wil jy nie kies vir my nie, wil jy nie my volg nie. As hy ons gedwing het, dan was ons soos 'n robot, en dit was vernietigend, dan was dit nie 'n ware vrye wil liefde. Hierdie seën gaan verder as wat ek besit. Dis 'n dieper seën. En van Genesis tot Openbaring is dit baie duidelik dat seën van God vir die mens belangrik is. Hoor wat sê hy vir Abraham. Hy sê, en ek sal jou seën en jou naam groot maak, en jy moet 'n seën wees. So kom ons roep, sê nou maar dis Barak, hy seën jou met die uiterlik, hy seën jou met hierdie. God seën ons selfs met die tydelike, sodat jy 'n seën vir ander kan wees, sodat jy 'n seën vir sy kerk, vir sy werk kan wees. Ek seën jou, Abraham, ek maak jou naam groot, maar jy moet 'n seën wees. Ek wil net gou hierdie, dis miskien so klein geheim net inbring. Wil jy seën behou van die Here? Seën ander. Wil jy seën in jou lewe hê? Seën ander waarmee God jou geseën het. En dis nie altyd net geld en hierdie dinge nie. Dit het meer, dis soms 'n woord, iemand wat ek bemoedig. Ek het agterkom hoe meer ek mense bemoedig oor Christus en oor die Here, hoe meer ek bedien, hoe meer ek by hospitaal ingaan of vir iemand bid wat siek is, hoe meer seën die Here my. Dis asof dit uitloop, dit vloei net die hele tyd. So meer ek uitgee, hoe meer gee God vir my. Om weer te seën. Ek kry ek weer en dan seën ek weer. Dis hoekom Jesus vir die disippels sê net toe hulle uitstuur, die 70 toe sê, gaan na die huise toe, en as hulle instap by die huise, bid die vrede van my oor die huis, en dan sê hulle, maar as die huis die vrede nie vat nie, kom dit terug na julle toe. So ek hou daarvan, ek seën net en ek bid vir mense, en ek spreek die vrede, as hy nie vat nie, dan kom dit na my toe. Wat die woord sê, so bly seën mense, bly dit waarmee God jou geseën het, en seën ander. Ag, ek wil net vinnig afgaan, want ek wil mense seën, sodat jy geseën kan wees om ander te seën. Nou hoor wat sê sy woord, hy sê, geseënd is die man en vrou, daai betekenis, wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Die grootste seën van alle seëninge is Jesus Christus in my lewe. Is sy Heilige Gees in my lewe. En dit wanneer hy instap, wanneer hy is, dan gebeur daar iets, en ek wil ander seën, en nog meer en meer seën. Goed, liewe vriende, kom speel. Ter afsluiting, as jy nou die eerste keer vanmôre my hoor, ek sê ons maar altyd, daar is so 'n paar afsluitings, maar ek wil net die afsluiting vir jou gee. Die grootste seën wat jy ooit iemand kan gee, is om vir hulle te wys en te vertel of te getuig wie is Jesus Christus. Dit is so dat ons baie keer eers vir iemand moet kos gee, né? Wat help dit? Vertel hom van Jesus, maar sy maag is honger. Dis so. Maar selfs wanneer Jesus armes gehelp het, armes bedien het, het hulle gesê, die armes, hulle sal altyd onder julle wees, maar ek is nie altyd nie. Jesus kom altyd eerste, dan die ander, dan die ander, dan die ander. Die grootste seën wat jy ooit vir iemand kan gee. Weet jy, eendag het dit gebeur, eendag, daardie iemand, wat jy vertel het, of getuig het, wat Jesus in jou lewe gedoen het, wat dalk die tree gegee het na Jesus toe, gaan eendag as ons in die hiernamaals kom, in die hemel kom, na jou toe kom en sê, dankie, dat jy my vertel. Dankie, dat jy getuig het.
dankie dat jy nog een keer oor my gebid het. Dat het heel onmoontlik kinders na ouers toe hardop en sê, dankie pa en ma, dat jy nie my alles net toegelaat het nie. Dat jy my by tye getuigtig het, soos hy voorsê. Dat jy my gesê het, dit mag jy nie doen nie, doen wat God sê. Dan gaan heel moontlik ander mense toe hardop en sê, hoekom het jy my nooit vertel, daar's 'n verlosser en 'n redder. Kan jy onthou in Lukas 18, die ryk man, Lazarus, die ryk man sterf en Lazarus sterf. Die Bybel sê dat Lazarus die een wat gebedel het en die ryk man wou niks help nie. Hy by Abraham, hy het in die hemel gekom en die ryk man was in die verderf. Hy het in smart gelei. Dit is net treffend dat die ryk man in die verderf nog steeds gedink het hy is die besonderste ryk man, want selfs in die verderf sê hy, ag, gaan sê net vir Lazarus dat hy water bring en my tong kom nat my want ek ly smarte in die vuur. En dan sê hy, kom hy antwoord vir hierdie ryk man, nee, daar's 'n afgrond, dit kan nie oorkom waar ek is nie. En jou broer en suster, ek dink daardie dag, vriend, daardie dag, as ons op die einde, as ons in hierdie ewigheid instap, gaan ons baie dinge dalk sien, wat ons anders te gesien het, of gewonder het oor hoekom is dit so. 2 Korintiërs 5:20, ons tree dan op as gesande om Christus te word. Asof God deur ons werk, deur ons vermaak. Jesus kom en hy sê die volgende, hy sê Makarios oor die volgende, en nou sluit ek regtig met dit af, maar wil dit net vir die lees. Amen, sê, ek kan maar vir jou laas en sê dit vir hulle met 'n plakker daarvoor. Ek wil dit net graag vir jou aflees. So die woordjie wat in die ou vertaling gebruik het is saal. Dis die woordjie Makarios wat eintlik beteken geseën. Dis wat Jesus vir die mense sê. Hy sê Makarios is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Armes van gees beteken iemand wat sê, ek het die Here nodig. Ek het Jesus nodig. Ek kan nie sonder die Here. Arm van gees. Jesus sê geseën. Makarios is jy. Makarios is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dit verwys na jou verliesdheid, maar ook jou smart as gevolg van sonde, of smart wat jy op hierdie aarde beleef het, deur sekere dinge wat gebeur het, maar jy het by die Here gebly. Geseënd is jy wat treur, Makarios, want jy sal vertroos word. Makarios is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Sagmoedigheid beteken nie minderwaardig nie. Beteken nie jy's 'n swakkeling. Dis iemand wat sê, my krag kom van die Here. Ek is sagmoedig in my gees en ek is nederig voor 'n lewende God wat my help en voor mense. Jesus sê, geseënd is jy. Makarios is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ware gelowiges smag na die waarheid, smag na die geregtigheid in Christus en hulle lewe smag na die ding wat die waarheid is. Makarios is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid vind. God roep sy kinders om vergifnis teenoor ander te hê. Barmhartiges wat omgee en wat vergewe. Geseënd is jy wat aan ander vergewe. Kan ek dit weer sê? Geseënd is jy, Makarios is jy wat ander vergewe, en ek moet dit by sê, as jy ander nie kan vergewe nie, sê hierdie woord duidelik, kan God jou nie vergewe nie. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, Makarios, want hulle sal God se kinders genoem word. Makarios is die wat vervolg word om geregtigheid teenoor die woord van die Here aan
hulle behoort die koninkryk van die hemele. 2025 word daar per dag tans duisende doodgemaak, omdat hulle net 'n Bybel in hulle besit. Tans, in Nigerië word hulle voor die voet doodgemaak. Vandag, gister, ek kom in die vervolgde kerk, duisende word doodgemaak, omdat hulle Christus Jesus en net 'n Bybel in hulle besit. Salig is jy wat vervolg word vir hierdie, want die koninkryk van die hemele behoort aan jou. Makarios is die toestand van 'n persoon wat in die vreugde en die guns van God leef, ongeag wat op hierdie aarde aangaan. Jy vertrou die Here. Geseënd is hy wat die Here vertrou, en die Here sy God maak tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, kan jy daai liedjie vir ons sing? Die seën. Prys God, loof die Here. Prys God, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Vader. Vader, ek wil net toe kom en elkeen seën met die Bybelse Makarios seën in Jesus naam. Miskien sit jy maar net daar en sê, Here, ek wil die Makarios seën in my lewe. Ek wil die seën van God beleef, wat werklik ewigheidswaarde het, wat werklik tot in ewigheid sal bly staan, tot in ewigheid. Here, my seën is nie net op hierdie tydelike nie, my seën is nie net op alles wat jy kan besit en hê en byvoeg nie, my seën is Christus in my, en hy wat die Here vertrou, geseën is jy. Geseën is jy wat Jesus Christus die middelpunt van jou lewe maak. Geseënd is jy wat Christus volg. Geseënd is jy wat toelaat dat Christus in jou werk en verander volgens sy wil. Ek bid dit vir elkeen wat hierdie seën nou vra oor hulle lewe. In die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Wil jy saam met my staan? Kom ons sing dit vir daardie liedjie. Kom ons seën mekaar met daai liedjie.
Gaan in die vrede oor hierdie tyd in Christus en hoor mooi wat hy met jou praat, wat hy vir jou wil sê. Vader, ek bid dat as mense hier uitbeweeg, die kinders wie jy so lief het, waar hulle beweeg, dit gee vir hulle. Waar hulle voete neersit, dit seën vir hulle. Ek wil bid dat alles mooi in plek sal val vir hulle. Ek wil bid, Here, dat die teenwoordigheid van Jesus Christus so in en om hulle sal wees, en dat dit ander gaan aanraak en ander bedien. Dat die geur van die Heilige Gees oor hulle sal wees. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Wees geseën in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons was. As jy kom, ek wil drink, is jy welkom. Gaan in die vrede van die Here. Onthou net die onderrig tot ek neer gee met ons Kersfees. Baie dankie.